Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Vandag begin ons met 'n splinternuwe boek en dit is die boek Hosea. Maats, die boek Hosea is in die Ou Testament. Hosea was een van God se profete. 'n Profeet was iemand wat God gekies het om sy boodskap aan die mense te bring. En God se mense het in daardie tyd baie verkeerde dinge gedoen. Hulle het begin vergeet van God en hom nie meer eerste gestel nie. God was hartseer, maar het God opgehou om hulle lief te hê? Nee, en dit is presies waaroor die boek Hosea gaan. God wys deur Hosea dat sy liefde baie sterker is as ons foute, selfs wanneer mense wegstap of ongehoorsaam is, of wanneer hulle verkeerde keuses maak. God hou nog steeds van hulle. Dis amper soos 'n mamma of 'n pappa, wat altyd lief bly vir hulle kind. En as 'n kind stout is, hou sy ouers tog nie op om hom lief te hê nie, hulle help hom om weer die regte pad te kies. Net so help God ons. God sê nooit, ek wil jou nooit weer sien nie. Nee, hy sê, kom terug na my toe. Is dit nie wonderlik nie? Ons kernvers vandag is Hosea 6 vers 6. Want ek verwag liefde, eerder as offers, toewyding aan my, eerder as brandoffers. Ons tema vandag is God se liefde gee nooit op nie. Soms dink mense dat God net lief is vir mense wat alles reg doen, maar dis nie waar nie. God is lief vir ons wanneer ons goeie keuses maak, ja, en hy is nog steeds lief vir ons wanneer ons verkeerde keuses maak. Dit beteken natuurlik nie dat ons moet aanhou om verkeerd te doen nie. Dit beteken net dat God altyd gereed is om ons terug te verwelkom. Hy wag vir ons met oop arms. God vra vir Hosea om iets baie vreemd te doen. Hy moes met 'n spesifieke vrou trou. En later het sy baie verkeerde keuses gemaak en van Hosea af weggeloop. Dit het Hosea baie hartseer gemaak, maar God gebruik hierdie verhaal om vir die mense iets belangriks te leer. Net soos Hosea sy vrou steeds lief gehad het, het God ook sy volk steeds lief gehad. God wou hê hulle moes terugkom na hom toe. Hy het nie opgegee nie. Kan julle dink hoe bly God is wanneer iemand weer besluit om hom lief te hê? Dit is soos wanneer 'n skaap wat weggeraak het, uiteindelik weer huis toe kom. God se hart word bly wanneer ons na hom terugkeer. Wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat God aanhou om ons lief te hê. Het jy al ooit iets verkeerd gedoen? Miskien het jy vir mamma gejok, of met jou boetie beklei, of nie geluister nie. Ons almal maak foute, maar weet julle wat? God sê nie ek is klaar met jou nie. Hy sê kom terug. God se liefde raak nooit op nie. Hy hou nooit op om vir ons om te gee nie, en dit beteken nie dat sonde reg is nie, maar eerder dat God ons altyd nog 'n kans gee. Tweedens kan ons leer dat God wil hê ons moet hom ken. Ons kernvers sê, ek verwag liefde eerder as offers. God wil nie hê ons moet net maak asof ons hom liefhet nie, hy wil hê ons moet hom regtig leer ken. Soos 'n vriend. Jy kan nie sê iemand is jou beste vriend as jy hom nooit sien of nooit met hom praat nie. Net so wil God elke dag saam met ons wees. Hy wil hê ons moet met hom praat. En dis mos deur gebed. Hy wil hê ons moet sy woord lees. En dan leer ons hom beter ken. Hoe beter ons hom ken, hoe meer lief kry ons hom. Laastens kan ons leer dat God altyd hoop gee. Partykeer voel mense, hulle het te veel verkeerde dinge gedoen. Hulle dink dat God hulle nooit sal vergewe nie. Maar God is groter as ons foute en ons sonde en ook ons verlede. Elke nuwe dag gee God vir ons nog 'n kans om weer by hom te begin. Dis wonderlike nuus. Maak nie saak wat gister gebeur het nie, want vandag kan jy weer kies om saam met Jesus te stap. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U ons vandag uit die boek Hosea geleer het hoe groot die liefde is. Dankie dat U nooit ophou om ons lief te hê nie, selfs wanneer ons verkeerde keuses maak. Leer ons om elke dag met U te praat, die Bybel te lees en U beter te leer ken. Here, ons vra vir sagte harte wat graag wil luister en gehoorsaam wees. Dankie dat ons altyd op U kan vertrou.
Ons loof en prys U want U liefde hou vir ewig. In Jesus se naam. Amen. Daar sy maats. Ek hoop julle sien nou waarom die boek Hosea so spesiaal is. Dis nie net 'n storie oor mense wat verkeerde dinge doen nie, maar eintlik 'n storie oor God wat nooit ophou lief hê nie. Onthou altyd, jy is kosbaar, jy is geliefd en God gee nooit op met jou nie. Tot volgende keer. Totsiens!